roep vir Mimi. Ek gaan tot by 3 tel, dan roep ons lekker hard vir Mimi. 1, 2, 3. Hallo maatjies. Sjoe, Mimi, maar jy lyk baie opgewonde vandag. Ja, Is Dominee, ek het 'n speletjie om te speel met die maatjies. 'n Speletjie. Ja. Oei, julle onthou ons het 2 weke terug ook 'n lekker speletjie gespeel. So ek hoop jou speletjie is lekker, Mimi. My speletjie is baie lekker, Dominee. Okay. Maatjies, ken julle Mimi 6? Mimi 6. As Mimi 6 kyk links, dan al die maatjies kyk links. Okay, ken julle vir Simon 6? Okay, nou hierdie is presies dieselfde, behalwe Mimi gaan dit sê. Okay, is julle reg vir dit? Julle kan ook saam speel, né, as julle wil. Alright, Mimi, ons wag in spanning vir jou speletjie. Okay, maatjies, Mimi sê kyk op. Okay. Okay, Mimi sê kyk vir Dominee Elsabie. Mimi sê staan op. Right. Okay. Almal speel saam, Mimi. Dit werk soos 'n bom. Mimi sê sit. Staan. Okay, dis hierdie oefenklas. Die oefenklas is Dinsdae en Donderdae, Mimi. En ek wil sommer al die Okay. 60 plus, as jy oor 60 is, of hier by 50, as jy begin voel, Mimi, hierdie is net 'n advertensiebreek, nee, begin voel dat dinge nie meer so lekker werk nie, en wil ons jou hierdie Dinsdagoggend 8:30 nooi, want daar's 'n bekendstellingsklas vir die Gold program vir die van julle. Dis nou, dit gebeur hier by ons, dit het niks met ons te doen nie, maar dit gebeur hier by ons, so as julle is welkom om dit by te woon. Mimi, jy kan, dankie. Dominee, Mimi sê as jy 60 plus is, gaan na die 60 plus toe Dinsdag. Dis hy, hulle gaan. Maar weet jy wat, Mimi, hierdie speletjie het my nogals bietjie laat dink, nê, dat ons baie keer as ons klein is, nê, dan het ons iemand nodig na wie ons moet opkyk, wat vir ons moet leer, nê. Want ons wil ook graag groot mense wees, wat groot is eendag. So, na wie kyk julle, by wie leer julle? Jesus, okay, daai. Dit is 'n Ek baie soek mooi vir 'n meer antwoord. eenvoudige antwoord, Burger. Right. Na wie kyk julle? Mamma en pappa. Ja, ek's bly jy sê dit. Wat wil jy sê? Yes. Juffrou ook? Ja, juffrouens het julle gehoor, nê? Nee, ons hou hulle fyn dop. Vir mamma en pappa en vir die juffrouens wil ons baie mooi kyk wat hulle doen, want dis waar ons leer. Wie anderste moet vir ons leer, nê? Nee, behalwe nou Jesus, maar ons kan nie altyd presies sien wat Jesus wil hê nie, so ons kyk vir mamma en pappa. Yes, Mimi. En oupa en ouma? En oupa en ouma. Ja. Okay, kyk jy ook wat oupa doen, want ek weet jy bly by oupa op die plaas. Ja, maar ons het al speeches gekry oor daar's goedjies wat net oupas mag doen en nie mimies mag doen nie. En daar's woordjies wat net pappas mag sê en nie mammas en pappas nie. Ja, ek dink jy moet alles doen wat oupas doen nie. Ja, byvoorbeeld as oupa pyp rook, Ja, nee, ons hoef nie dit mag te doen Mimi nie. net stokkie lekker sy. Ons gaan nie dan vir oupa volg nie. Ja. Oupa is dalk nou nie 'n goeie voorbeeld nie. Ek dink kyk maar liewer vir jou juffrou, want ek ken vir oupa persoonlik, so ek dink nie jy moet alles doen wat hy doen nie. Ja, ons moet baie versigtig wees, maar ons moet vir ons pappas en mammas mooi kyk en dit is 'n waarskuwing vir die pappas en mammas ook. Watch wat julle doen, want julle word opgehou en is 'n ongelooflike verantwoordelikheid wat ons het en ons gaan vanmôre bietjie oor dit praat, oor die verantwoordelikheid wat ons by die Here gekry het ook om 'n voorbeeld te wees en sy voorbeeld wat ons moet volg. Ons gaan bietjie praat oor geestelike volwassenheid. Ja, Okay. So dis hoekom die kinders agtertoe gaan, hulle hoef nie daarna te luister nie. die kinders hoef nie die boodskap te kry nie, die mammas en pappas moet die boodskap kry. Okay, Mimi, Ja, dankie. want ons gaan mammas sê en pappas sê doen. Dis hy. Nee. Ons gaan. Dankie vir jou speletjie. Dit was lekker geweest. Is daar iemand wat wil bid? Alright, ons het 'n maatjie wat wil bid, een wat jou oë kom toehou. Okay, nog een gaan staan maar daarby. Burger gee gou vir haar ook 'n beer dat sy daar 'n oog kan toehou of haar hand kan vashou. Hou die hand vas daar. Okay, is reg. Okay, maak gou almal julle oë toe, dan bid ons gou saam. Maak gou oogies toe. Jesus, dankie dat ons al wel bed om in te slaap. Jesus, gee vir ons. Jesus, jou dat die straatmense huis het om in te bly. Jou vir die straatmense om kos het om te eet. Jou vir ons om 'n bed om te slaap. En jou vir ons dat ons ook
kos het om te eet. In Jesus se naam, amen. Amen. Baie dankie. Hy was so passievol. Ek was bang oor wat daar gaan uitkom, maar dit was darm alles mooi gewees. Ek wil sommer die graad 1 tot 6 nooi om agtertoe te gaan. Julle word het Sondagskool vanmôre en ons gaan bietjie begin dink aan Paasfees. So al die graad 1 tot 6 gaan daar saam met Tannie Melanie en Tannie Henriette. Maatjies. Alright. Okay, ons is besig om na die boek van Hebreërs te kyk. Ons is so by die 3de aflewering van Hebreërs besig en ons kyk spesifiek na die waarskuwings in Hebreërs. Nou, daar is 5 waarskuwings wat ons regdeur die boek van Hebreërs kry en ons fokus 'n bietjie meer op dit, maar julle is baie welkom om ook by die huis die hele hoofstuk te lees en dan sommer net weer te recap dit wat ons hier Sondag met mekaar doen. Ons gaan vandag uit Hebreërs 5 en 6 lees. So die van julle wat julle Bybel sê, dit sal eintlik goed wees as julle daar kan oopmaak of op julle selfone. En baie belangrik is dat Hebreërs 5 vanaf vers 11 tot Hebreërs 6 vers 12 is so half 'n geheelbeeld. Baie keer in die Bybel dan lees ons so klein stukkie en dan dink ons, okay, I've got it, en dan hardloop ons met daai stukkie. Maar in Hebreërs veral is dit baie belangrik om groot gedeeltes te lees en te weet, ek moet alles lees en die hele prentjie daarvan kry, dan gaan dit regtig betekenisvol wees en dan gaan ek weet watter pad om te stap. So ons gaan met mekaar saam lees van Hebreërs 5 vers 11 af en die hele gedeelte tot by 6 vers 12 gaan ons dan vanmôre met mekaar saam behandel. Alright. So as julle julle Bybels het, dan kan ons sommer net oopmaak en met mekaar saam begin bid. Liewe Here, baie dankie dat ons vanmôre die voorreg het om uit U woord uit te kan lees en watter ongelooflike voorreg is dit nie om te kan leer by U, by die Meester en die Koning en die Vader van alles, die perfekte voorbeeld. Mag ons vanmôre besef dat as ons opkyk na U, dan skiet ons tekort, maar dankie tog vir wat U vir ons aan die kruis gedoen het. En mag ons vanmôre as ons die woord lees ook gaan soek na die karaktereienskappe van Jesus Christus. En myself daaraan meet, nie aan ander mense en aan die wêreld en die omgewing waarin ek my bevind nie, maar aan Jesus Christus. En besef dat U deur genade en liefde dit vir ons moontlik maak om meer en meer soos U te kan wees. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, alleen uit genade. Amen. Alright, ek gaan nou net my Bybel hier oop kry en dan 'n plek om hom lekker neer te sit, dis hy. Hebreërs 5 vers 11. Okay, by my is daar 'n opskrif bo aan wat sê waarskuwing van afvalligheid. En dit herinner ons sommer dadelik dat dit met 'n waarskuwing begin wat ons dan nou met mekaar gaan saam lees en dit begin in vers 11 met hierdie waarskuwing. Ek gaan lees vanaf vers 11 tot by vers 12 in hoofstuk 6. In verband hiermee het ons baie te sê wat moeilik is om aan julle te verduidelik, aangesien julle so traag is om te leer. Hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. 'n Mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Laat ons nie stil staan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Ons wil nie opnuut die fundament lê deur te praat oor die bekering uit 'n leefwyse wat tot die dood lei nie, of oor geloof in God, die leer van die doop en die handoplegging, die opstanding van die dooies en die ewige oordeel nie. Ons sal dus verder gaan as God dit toelaat. Wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en deel gekry het aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het en dan nogtans afvallig word, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring.
In hulle self kruisig hulle immers weer die seun van God en maak hulle hom in die openbaar tot 'n bespotting. Dit is soos met grond wat die reën indrink, wat dikwels daarop val. As dit bruikbare gewasse voortbring, vir die wat dit bewerk, word dit deur God geseën. Maar as dit doringstruike en dussels oplewer, is dit waardeloos en is die tyd naby dat God dit vervloek. Die uiteinde daarvan is die vuur. Maar geliefdes, al praat ons in hierdie trant, is ons oor julle oortuig van beter, dat julle gered sal word. God is nie onregverdig nie. Hy sal julle werk nie vergeet nie, en ook nie die liefde wat julle vir sy naam betoon het, deurdat julle medegelowiges gedien het en nog dien nie. Dit is ons vurige wens, dat elkeen van julle end uit dieselfde ywer as vroeër aan die dag sal lê, totdat die dinge waarop julle hoop vervul is. Julle moet dus nie traag word nie, maar die voorbeeld navolg van die wat deur geloof en geduld deel gekry het aan die dinge wat God beloof het. Ons lees daar in die eerste waarskuwing wat julle sien, is daar in vers 12 tot 14, waar die skrywer eintlik half gefrustreerd is om te sê, julle word nie groot nie. Terwyl julle hierdie tyd reeds leraars moes gewees het, so julle moes al hoër opgewees het in julle geloof, julle moes al meer verstaan het, julle moes al tekens getoon het van iemand wat al die kennis het en wat dit prakties in hulle lewe kan toepas, is julle nog steeds soos babatjies. Vaste kos is vir volwassenes vir hulle wat oor die aanvoeling beskik deur gewoonte geoefen om te kan onderskei tussen goed en kwaad. So hierdie skrywer het 'n verwagting dat daar al groei in jou lewe moes plaasvind en dat jy al iets moes geleer het. Hoe weet ons wanneer iemand iets geleer het? Is wanneer hy dit toepas in sy lewe. Help nie net ek lees 'n selfhelpboek, maar daar's geen tekens in my lewe van hoe dit uitspeel nie. Dit help nie net ek kyk wat die juffrou doen in die klas en ek leer my les, maar ek kan nie eksamen skryf en ek kan nie toepas die werk wat ek gedoen het. Toepassing is verskriklik belangrik deesdae. So iets hiervan sien ons dat daar definitief fases is in ons geloofslewe waardeur ons gaan. Baie van julle sal ook weet, nuwe Christene, jy dalk onlangs eers jou hart vir die Here gegee, jy was dalk baie lank in die kerk, dit is nou dalk die begin van jou journey. Party van ons sit al jare hier, maar ouderdom en tydperk wat jy sit, het nie noodwendig te doen met die geestelike groei wat daar in jou lewe plaasvind nie. Ons gaan vanmôre 'n bietjie oor daai geestelike volwassenheid praat. Want dis iets wat moet gebeur in jou lewe, dis iets wat kan gebeur en ons gaan met mekaar saam kyk oor hoe kan dit in ons lewe gebeur. Nou as jy na 'n pa en 'n seun kyk, dan verwag 'n pa, ek weet nie, julle hier is klomp kleinkindertjies. Jy vir 'n klein kind wat die hele tyd 'n tantrum gooi en wat die hele tyd te kere gaan, 'n roomys in sy hand stop, dis amazing hoe hulle choopstil, nê? Die trane is weggerol. Dit werk soos 'n bom. Jy gee daai roomys en die kind is choopstil. Dit verwag 'n mens van 'n kind wat 5 is of wat 4 is, dat hy maklik stil gemaak kan word met 'n roomys. Maar wanneer die kind 15 is en 'n goeie tantrum, wil jy nie meer vir hom 'n roomys gee om op te hou nie. Jy wil hy moet uit sy eie uit kan besef, dis nie nou gepas om 'n tantrum te gooi nie. Wag tot jy by die huis is, klap jou deur toe en gaan doen dit op jou eie. Daar's 'n verwagting. Baie van ons was altyd so bekommerd geweest, hierdie kinders wat hulle lappietjies het en hulle dammies suig en hulle bottels het. Beloof jou teen graad 1 gaan hulle agterkom, niemand in die klas doen dit nie. En hulle gaan dit los, nê? Hulle los hy lappie, hulle los hy party dalk as hy pouse dalk sy dummy wil suig, ek weet nie of sulke kinders is nie. Maar iewerste, ons verwag dit van 'n kind om op 'n sekere ouderdom, wanneer hy 8 is, wanneer hy skool toe gaan, moet hy kan lees en moet hy kan praat en moet hy kan sosiaal verkeer. En as dit nie gebeur nie, is ons gefrustreerd. Dan moet ons planne maak, want ons wil hê hierdie kind moet groot word. Ek dink elke pa het daai begeerte, dit is nie so lekker as hulle groot is nie, dan wil 'n mens hulle nog bietjie klein hou en jy wil 'n skilpad op die kop sit. Maar die verwagting in die lewe is dat babas groot word, dat hulle groot mense en volwassenes raak. En dieselfde in ons geloofslewe. Die Here verwag van ons om nie net op een vlak te bly met ons geloof nie, maar die doel van die hele Bybel, die doel van Jesus Christus aan die kruis sterf, is vir ons om by hom te leer en meer soos hy te raak. Nie net hemel toe te gaan nie, maar om 'n sekere volwassenheid in ons lewe te kan bereik en definitief te kan groei. En God plant daai saadjie in ons binneste. Hy kom plant daai saadjie, maar iets moet in ons lewe organies gebeur wat dit laat groei.
Ons het 'n verantwoordelikheid. God gee die saad vir ons. Hy gee vir ons die geleenthede om dit te kan doen. Hy gee selfs vir ons die wil om dit te wil doen en dit na te streef, maar in ons binneste moet ons op die einde van die dag groot word. En baie van julle wat dalk al geestelik meer volwasse is, en ons is geneig om mekaar te meet, en geneig om te dink, daai een dra nie eintlik die vrug wat hy moet dra nie, so ek neem aan, daai een is nog nie geestelik volwasse nie. Ons meet op hierdie skaal van 0 tot 10, en ons gaan vanmôre sien, dit gaan baie meer oor 'n skaal van 0 tot 10, dit gaan oor 'n hartstoestand, dit gaan oor my verhouding met die Here. Dit gaan nie oor, dra ek vrug, doen ek 'n klomp goeie goed nie, of doen ek 'n klomp slegte goed nie, maar dit gaan oor, het ek 'n verhouding met die Here, verdiep ek in my verhouding met die Here. En daar's 'n groot verskil, want ek kan iemand by die werk sien wat ongelooflik vriendelik is, wat gee vir die armes, maar geen koneksie het met die Here nie. Dis nie iemand wat geestelik volwasse is nie. Ek kan iemand sien wat verskriklike verkeerde goeders doen en dink, daai persoon is glad nie volwasse nie, maar daai persoon het 'n verhouding met die Here en sukkel as 'n sondaar, dag vir dag, gaan na die Here toe en het 'n verhouding en dis iemand wat groei en verdiep en op die ou end van die dag gaan daai persoon die vrug dra van daai verdieping wat ek dalk nie elke liewe dag kan sien nie. En ons kan mooi sien as ons na hierdie plantjies kyk, ek gaan nou daarna verwys, oor die hele idee van ons menswees en van Christendom is, dit moet gebeur, dit kan gebeur, en hoe gaan dit dan gebeur? So as ons oor geestelike volwassenheid op die einde van die dag praat, wil ek net vinnig sê, dis 'n organiese ding. Jy kan niemand forceer nie. Ek kan vir 'n rukkie lank vir my kind sê, hoorie, maak jou bed op en maak jou kamer skoon, en hy kan dit doen vir so 1 of 2 keer, maar as daar nog nie 'n hartsbegeerte, iets in sy hart verander het, gaan hy dit nie van self doen nie. Dit gebeur eers op 25, 35, wanneer gebeur dit, né? Okay, so good luck. Kan dit nie forceer nie. Jy kan nie beheer uitoefen in iemand tot op 'n ultimatum stel om dit te doen nie. Dis iets wat self moet gebeur. En baie van ons dink ook, ons wag hier, ons het dalk 'n doopsertifikaat, ek is gedoop in my lewe, dalk is jy groot gedoop, dalk is jy belydenis afgelê, en jy het hierdie sertifikaat, nou wag jy vir iets in jou lewe om te gebeur, dat die Here jou laat groei, en dat jy meer volwasse raak. En vanmôre moet ons besef, iets in my moet verander. Ek is die een wat iets moet doen, om op die einde van die dag by daai geestelike volwassenheid te kan uitkom. En dis nie net kennis nie, nie net wat ek geleer het nie, maar die vermoë om dit wat ek weet, wat ek vir jare lank gesien het, en geleer het uit die woord uit, om dit te kan begin toepas in my lewe, op 'n daaglikse basis. Dink maar 'n bietjie aan 'n alkoholist, of 'n verslaafde, of 'n tienerseun. Hulle is so min of meer almal dieselfde. Daar's niks niets wat jy vir mense inligting kan gee nie. Hulle weet wat die effek is, hulle weet, maar iewerste in hulle binneste moet hulle op daai besef kom, ek moet verander. Iets in my lewe moet verander. Dis nie asof hulle nog inligting moet gee nie. Dis nie asof die Here vir ons nog iets moet gee in ons geestelike lewe om te sê, daar kom nou nog iets wat ons moet leer nie. Alles het hy reeds aan die kruis vir ons gedoen. Alles staan in sy woord. Ons moet nou begin lewe daarvolgens. En dis dieselfde, iewers moet daai besef in ons lewe kom, soos by 'n tienerseun. Iewers moet hy besef, alles wat ek al die jare wat my ouers vir my geleer het, moet ek nou begin uitoefen en uitwerk in my lewe. En dis die besef van geestelike volwassenheid, daai aanvaarding. En Hebreërs is vir ons 'n baie goeie maatstaf om te sê, Jesus Christus, gaan kyk weer, ons het Hebreërs 1 gelees, wie was Jesus Christus? Wie is hy vandag in jou lewe? En begin dit aanvaar. Want iemand wat nie geestelik volwasse is nie, is nog baie selfsugtig. Dink nog my way or the highway. Het nog nie oorgegee aan die besef dat, wow, daar's iemand beter en groter in my lewe nie. En ek dink dis waar geestelike volwassenheid kom, as ek elke liewe stukkie van my lewe oorgegee het en gesurrender het aan die Here, en dit moet gedoen word, daai aanvaarding. Dit klink maklik, maar dit is ook so moeilik. Ek wil by 2 dele uitkom. Die eerste deel, 2 dele. Eerste deel is, ons sien in Hebreërs 6, as julle teruggaan na julle Bybels toe, sien ons in Hebreërs 6,
In Hebreërs 6 vanaf vers 4 gaan julle kan sien. En ook 'n bietjie later in vers 13, maar vers 4 tot 6. Nou is ek een te ver. Dis hy. Vers 4 tot 6. God het sy deel gedoen. Ons praat bietjie oor, daar's 2 dele. God het 'n deel gedoen. In Hebreërs 6 vers 4 sê hy, dit is immers onmoontlik om hulle wat eenmaal verlig is, wat die hemelse gawe gesmaak en deel gekry het aan die Heilige Gees, en wat die goeie woord van God gesmaak het, en ook die kragte van die komende bedeling, en tog afvallig geword het, weer opnuut tot bekering te bring, aangesien hulle wat hulle self betref, die Seun van God, opnuut kruisig en openlik tot skande maak. God het sy deel gedoen aan die kruis. Al daai het hy moontlik gemaak vir ons om redding te kan kry. Ons kan dit nie undone nie, it's finished. Dis job done. Dis hoekom hy aan die kruis gesê het, it is finished. Ek het my deel gedoen. Alles gedoen wat jy nodig het. Ek het jou gered. En die wonderlike ding van almal wat ons wat vanmôre hier sit, God het klaar gered. Jesus het aan die kruis het gered. Baie wat hier sit wonder vanmôre, is ek gered? Is ek goed genoeg? Doen ek genoeg dat die Here my sal red? Sal ek eendag in die hemel kom? Gaan ek, is ek aanvaarbaar? Is ek op die regte pad? Jy's gered. Bottom line, die Here het sy werk klaar gedoen en dis absolute wonderlike nuus. As ons teruggaan na daai vers toe, die gelowige is verlig, die gelowige het die ewige lewe, die gelowige het deel aan die Heilige Gees, die krag van die wedergeboorte. Al daai is klaar gedoen. Die Heilige Gees is tot ons beskikking, ons het die ewige lewe gekry, ons is verlig, die lig het vir ons aangegaan, die mystery, die geheimenis is vir ons geopenbaar, Jesus aan die kruis gesterf en opgestaan, it's done. Dus jy's gered. Maar aanvaar jy die redding en groei jy nou in daai redding? Dis amper soos jy het klaar jou van gekry. Jy het klaar jou van gekry. Die van julle wat toe jy gebore is, het jy 'n van gekry. Daai van het jy klaar, maar jy moet nou nog begin leef soos 'n van 'n merwe. Nee, om daar uit te kom. Jy het Jesus Christus se van gekry reeds deur die redding aan die kruis. Ek moet dit nou aanvaar en ek moet begin groot word en opgroei in die van wat ek op die einde van die dag gekry het. Want wat onmoontlik is vir die Here om sy redding oor te doen. Wat ons baie keer sê, bespotting maak as ons nie hierdie redding aanvaar nie en ek lewe asof ek nog onseker is of twyfel of die verkeerde goed doen, is om te sê, Jesus moet eintlik nou weer gekruisig word en weer in die graf ingaan. Ons maak eintlik 'n bespotting, dis wat daai laaste versie sê. Ons maak hom tot skande, want hy kan dit nie oordoen in jou lewe nie, hy het dit klaar vir jou gedoen. Hy het dit klaar vir jou gedoen aan die kruis. En wat, as 'n mens kyk na dood en lewe, slegte en goeie mense is gered aan die kruis. Ons werk op 'n skaal. Christendom, dink ek, as ek nou 'n Christen word, moet ek nicer begin raak. Ek moet meer vriendelik wees, en ek moet meer geduldig wees, en ek moet meer genadig hê, en ek moet al die goeie eienskappe in my lewe begin wys. Maar Christendom, wat ons nou gesê het ook, is nie net ek word nicer nie. Dis ek begin aanvaar wie Jesus Christus is. Ek gaan dood in myself. Dis eintlik wat dit kom sê, en wat die ewige lewe en die lewe aan die kruis vir ons beteken, dit is ek gaan dood. Ek moet dood wees en 'n nuwe lewe aanneem. Ek is nuut gebore. Hy het van Nikodemus ook gesê in Johannes 3, jy kan nie teruggaan in jou ma se maag en weer gebore word nie, jy is klaar gebore, jy moet nou begin lewe. Enigste manier vir ons is vorentoe. Ons kan nie teruggaan nie, ek moet nou net aangaan en ek moet begin opgroei en ek moet begin groot word. En dis hoekom baie keer val ons van die wa af, ons doen verkeerde goed, ons gaan weer terug en dan dink ons, ek het nou, jy weet, nou moet ek dalk iets groters in my lewe aan, jy weet, hoe gaan die Here nou vir my red? Die Here het jou klaar gered, staan op, skud af jou stof, jou sondes, staan op en gaan aan, jy is vergewe, jy is genadig en stap die pad. Hou aan stap. Dit is die mooi deel daarvan. Sonde maak jou nie slegter as ander nie. Dit maak jou dood. Dit maak jou dood. En die Here het kom keer dat ons nie dood is nie, hy het vir ons 'n nuwe lewe kom gee. So as jy gebore is in Christus, dan beteken dit jy moet nou lewe. Dit beteken ek staan nie stil nie, ek stagneer nie.
'n dooie plant. Ons het nou onlangs grasies geplant, want Loan het te lank gevat om ons gras te kom plant, nou moet ons daar in die son gestaan het. Sorry, die gras was nog nie beskikbaar nie. Ek wou oor Desember gras plant. Nou het ons daai klein grasies geplant. Hoe weet ek of daai gras lewe? Hoe weet ek? My broer het ook nog nie my besproeiing kom insit nie, so almal is skuldig hier. Hoe weet ek dat die gras groei? Elke dag, hy lewe. As hy dood was, daar's 'n plant wat dood gegaan het, as hy dood was, dan gebeur hy gaan dood. Baie keer staan dit stil, ja, in sekere stadium staan dit stil, en die mooi ding is, baie keer in ons lewe is daar 'n stil periode, waar dinge nie lekker uitwerk nie, maar hy groei nog steeds, hy bly aan die lewe. Hy gaan nie dood nie, as ek dood gaan, die Here het my daai nuwe lewe kom gee, so ek moet lewe, ek moet aanbeweeg, ek moet vorentoe gaan, as seisoene in ons lewe, ons sien nie altyd die vrug nie. Baie van ons wat hier sit sal dink, joh, daai persoon kan nie gered wees nie, want kyk hoe lyk sy lewe, kyk die slegte vrugte wat hy dra, maar ons is in 'n proses, baie keer is ons in 'n wintertyd, en daar's 'n stil periode in ons lewe, waar ons weer by die Here moet uitkom, waar ons weer op die einde van die dag gaan vrug dra, maar ons kan nie iemand aan sy vrugte noodwendig, ons kan hom nie so beoordeel nie, die Here kan, maar ons kan nie so iemand aan sy vrug beoordeel nie, want iets gebeur in die binneste, in die stilweg, in die seisoene. As jy lewe, dan groei jy. Jesus red jou van die verderf van die oordeel. Sy hart is dat almal gered word, en dat almal hierdie goeie nuus moet kry, maar hy weet ook, dat daar party is wat nie hierdie nuus gaan aanvaar nie. Party wat nie hierdie lewe met albei arms gaan aangryp nie. So, wanneer is jy gered? Jy is gered. Jy is klaar gered. Die oomblik wanneer jy dit besef, dan begin die redding in jou lewe uitwerk. So ons doen nie sekere werke in ons lewe om gered te word nie, maar iets in ons lewe moet begin uitwerk, wanneer ek besef ek is gered. En dis waar ons werke inkom. Iets wat organies in my lewe moet gebeur, ek moet begin groei, en ek moet begin groot word. So, daar's net een ding vir ons om te doen, nadat ons gered is, en nadat ons besef, God het sy deel klaar gedoen, is ons moet aangaan. Ons moet opstaan, en ons moet aangaan, en ons moet groot word in ons lewe. Dis ons deel. En ons deel, as jy teruggaan na die teks toe, staan daar in Hebreërs 6 vers 9 tot 12, staan wat ons deeltjie is. So ons het nou gesien, wat is God se deeltjie, in vers 6, hoofstuk 6, vers 4 tot 6, en ook sal julle sien in 13 tot 20 sê die beloftes van alles wat hy klaar gedoen het, maar ons het 'n deeltjie. Selfs vers 1 begin om te sê, laat ons dan verder gaan. Laat ons aanhou bedien. So iets sê, dan moet iets aanhou gebeur in jou lewe, nadat die Here jou gered het. Met ander woorde, jy kan nie teruggaan nie, jy kan nie stagneer nie. Jy moet iets uitwerk. Ons moet hom begin naboots. Ons moet begin meer en meer soos hy raak. Dit wat hy vir ons gesê het, moet ons begin uitspeel in ons lewe. Jy moet so begin leef. En dis 'n aanhoudende proses. Dis 'n geleidelike proses in ons lewe. Die oorwinning is reeds behaal, maar jy moet nou nog jou redding uitwerk. En dis waar baie mense verlore raak, want ons moet nog die redding vervolmaak tot die dag wanneer ons by Christus is. En baie van ons val van die pad af daar waar ons nie bereid is om hy werk te doen nie. Weet jy wat? God gee vir ons ook daai wil om te wil aangaan, om te wil groot word. En hy gee vir ons die gawes en die talente, hy gee ook vir ons dit wat ons nodig het om te kan groot word. Dit gee hy alles vir ons, dis sy geskenk, dis geloof. Dis 'n heiligmakingsproses. En 'n heiligmakingsproses is iets wat met elkeen van ons wat hier sit gebeur, party vinniger, party stadiger, but it's happening wanneer ek bereid is om die stokkie te vat en op te staan en aan te hou. Ons wag partykeer vir hierdie magic om in ons lewe te gebeur, hierdie wonderwerke, hierdie groot goed. Maar as ek bereid is om my stokkie te vat en aan te hou, groei, aan te hou, beweeg. Daar was 'n geboorte in die Nuwe Testament. Daar was 'n wedergeboorte. En nou is daar die idee van groot word, reg deur die Nuwe Testament. Is dit al waarvan ons leer, is nie 'n opsie nie. Dis nie 'n opsie nie. En dis nie vir superchristene nie. Dis vir almal. Almal van ons moet groot word. En almal van ons moet op die einde van die dag uitkom waar ons meer soos Jesus is. Dis 'n slow proses. Party van ons het 'n kaktusie wat ons moet groot maak.
wat stadig groei en wat lank vat. Party 'n palmpie wat baie vinniger groei. Maar dis 'n proses, 'n heiligmakingsproses. So moenie sê, okay, ek kom kerk toe, maar ja, ek stel nie belang in daai business van, jy weet, geestelike groei en volwasse. Ek wil nie al daai goed doen van die kerk nie. Ek wil net so nou en dan 'n diens bywoon. Jou paadjie is om geestelik volwasse te raak. Meer en meer soos Jesus Christus. En meer jou verhouding met hom te kan verdiep. Nou baie mense sal sê, wat het gebeur met die ou aan die kruis? Wat nie 'n kans gehad het om geestelik volwasse te raak nie. Hy het aan die kant van Jesus gehang en Jesus het gesê, vandag is jy saam met my in die paradys. Selfde met 'n kind wat uit die dood uit opgewek is en wat lewend gemaak is. Hoe het daai persoon geestelik gegroei en op die einde van die dag in die koninkryk gekom? En daar's uitsonderings. Daai was 'n radikale stap wat die Here geneem het vir 'n spesifieke rede. En ons is so lief daarvoor om daai uitsondering te gaan uithaal, om te sê, nee, jy het nie regtig al hierdie ander goed nodig nie. Ek het nie regtig nodig om deur die stappe in die groeiproses te gaan nie. Ek wil gefast track word. Dis 'n uitsondering. Die Here vra van ons reg deur die Bybel, eet die kos, raak groot, raak volwasse. Iets in jou binneste moet gebeur. Jy moet opgroei. Dis wat van almal verwag word. En opgroei beteken nie ek is besig nie. En ek doen 'n klomp goed, selfs besig met die dinge van die Here nie. Dis nie wat dit beteken nie. Meer accolades en mense hou meer van my nie en ek kom meer kerk toe nie en ek begin so al voel, ja, mense jy weet, sien my raak, ek begin meer vriende hê en al daai tipe van dinge nie. Dis 'n organiese ding. Jy kan dit nie fake nie. Iets in jou binneste moet groei. Nou ek wil begin of net afsluit eintlik met 'n paar stappe van hoe gaan ons op die einde van die dag daar uitkom. Efesiërs 2 vers 1 tot 10 is eintlik 'n baie mooi gedeelte. Ons kan vinnig so intoe blaai. Efesiërs 2 vers 1 tot 10. As jy jou Bybel voor jou oop het, sê die opskrif ook, lewe uit die dood. So almal van ons was op 'n stadium dood gewees. Almal van ons was dood gewees en die Here het aan ons die lewe gegee. Nou moet ons lewe. Jy moet nou voluit gaan met daai lewe. Daai lewe wat die Here vir jou gekoop het aan die kruis. Dis die lewe waarmee ek en jy moet voortgaan en ons moet begin groei en groot word in daai lewe. Hy sê so mooi, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het nie gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare bose magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom wou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad deur genade getref. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Niks wat ek doen kan my laat red nie. Maar nou het ek 'n verantwoordelikheid om my lewe te wy aan die goeie dade waarvoor ek bestem het. En dis wat iets organies in ons lewe op die einde van die dag gebeur. 2 Petrus 1 ook, ek gaan hom nou nie vir julle lees nie. Ons gaan hom by die nagmaal dien. Hierdie 4 goed, vinnig 4 goed, as jy wil weet, wat is die stappe? Ons kan nie daarvan om nou te praat oor stappe nie, want dit is nie in stappe wat ons geestelik eintlik groei nie. Maar die eerste een is verdiep jouself in die woord. En die woordjie daar is verdiep. Wie het al hulle Bybel hier gelees? Wie het hulle Bybel gelees? Hallo, okay, almal, nê? Nee? Almal het al hulle Bybel gelees, nê? Nee? Jy moet hom nog lees en weer lees. Het ek al daai vers 80 keer gelees, want elke keer as ek hom lees, kom ek met 'n ander gesindheid daaraan, kom ek van 'n ander plek af,
ander seisoen in my lewe, ek is in my winterstadium, of ek is in my somerstadium, of my lengtestadium, en ek moet weer daar kom, ek moet my verdiep en van verskillende angles af te begin kyk, ek moet groei in my binneste, en dit moet net raak. Dis wat dit beteken om in die woord te verdiep. En almal van ons het nog werk om te doen in daardie departement. Lees die woord om te sien hoe lyk 'n ware Christen. Wat is die eienskappe? En kry 'n 3D grip op dit. Ons lees hier die woord om advies te kry of om troost te kry nie, maar om te verander, om te vernuwe, om iets in my denke moet gevorm word. En dis hoekom ons moet verdiep in die woord. Die woordjie verdiep beteken jy kan nog 'n bietjie verder daarin gaan. Die tweede ene is ingeweef in 'n geestelike gemeenskap. Party van ons kom so nou en dan, ons pop in by hierdie kerk, dan gaan ons na daai kerk toe, dan gaan ons na daai een toe, dan gaan ons daar, dan doen ons weer dit. Weer is nie altyd lekker nie, en ek weet die mense is nie altyd nice nie. Maar om ingeweef te wees in 'n gemeenskap beteken ek groei. Dis hoekom ons in 'n familie groot word. Want ek moet ingeweef wees, ek moet iewers te besef, dis waar ek dalk nie met almal oor die weg kom nie, maar hier moet ons groei, hier moet ons oefen, hier moet ons leer. Dis hoe ek groot word, is om die hele tyd myself in hierdie sekere kultuur te plaas. Dink 'n bietjie watter 5 mense is jou naaste. Ek het nou maandag toe ek by gimnasium gepraat oor vriendskap gepraat, en dis baie interessant. Ons is vriende met ongelowiges, ons is vriende met mense by die werk, ons is vriende met mense by die kerk, ons het sportvriende, ons het 'n klomp mense wat 'n invloed op ons lewe het, maar my binnekring, my 5 naaste mense, dis die ouens wat jou gaan vorm. En baie keer dink ons nie, ek reik uit en ek is vriende met enige iemand, ek is 'n nice mens, nee? Maar pas op, dat hulle jou nie verander nie. Pas op dat hulle nie jou gaan kom beïnvloed nie. As ek regtig wil groei, het ek 5 mense wat in my binnekor is, wat my op die einde van die dag gaan vorm en wat gaan shape. En wie is dit? Ek moet ingeweef wees in 'n gemeenskap, nie net in en uit nie. Selfs met werk en skool. Party van ons is nie meer lekker as by die werk en dan hop ons uit, gaan 'n ander werk toe, gaan 'n ander skool toe. Dis nou 'n nuwe mode. Ons moet groei deur die slegte tye ook. So bly in 'n gemeenskap. Dit kom by die tweede punt ook neer. Ag, die derde punt, volhard deur toets en oefening. Om deur te druk, om vas te byt, om aan te hou. Oefen. Wanneer gaan jy begin sterker word? As jy in die gym begin gewig te lig, ek doen nou nie daai nie, maar as jy begin gewig te lig en jy lig hierdie swaar gewig en jy kry dit reg om hierdie swaar gewig op, jy is nie besig om te groei nie. Wanneer groei ek? Wanneer ek my spiere seer is aan die einde van die dag, en wanneer ek voel, ek swak, ek kon nie die ding oplig nie. Nou weet ek is besig om te begin groei. En dan gaan daar die dag kom wat jy daai gewig kan oplig. Maar terwyl ek daai swaar gewig in die gym oplig, is ek nie besig om te groei nie. Ek moet myself stretch, ek moet meer doen, ek moet oefen, training, deur die swaar en die slegte tye gaan. 'n Volwasse persoon weet dat wanneer daar slegte goed in my lewe gebeur, dan moet ek dit deur en dit gaan beter raak. Hy hardloop nie weg van slegte goed en sê, my geloof is nou in sak en as nie. Michelangelo het ek hierdie week gesien, het so 'n mooi ding gesê. I saw the angel in the marble. Hy was mos 'n kunstenaar gewees. I saw the angel in the marble and I carved until I set him free. Ek weet die Here het vir my gered. Ek weet hy het vir my iets goeds beplan en voorberei. Hou aan. Deur daai swaar kry en deur daai pyn en lyding, dis waar ek op die einde van die dag gaan groei. En dan die laaste ene, 'n lewe van lof en aanbidding. Nie net ek sing so nou en dan 'n liedjie, lig my hand in die lug nie. 'n Lewe van lof en aanbidding beteken ek begin natuurlik, organies diensbaar raak. Ek begin dien daar waar ek nie betaal word nie. Ek begin opoffer van myself. Dis wanneer dit op die einde van die dag gebeur. My lewe begin anders te lyk. Jy daag op, en dink 'n bietjie in jou lewe, waar daag jy op wat jy verniet opdaag, wat jy nie daar hoef te wees nie. Maar jy daag op omdat jy nie anders kan nie, omdat daar iets organies in jou lewe gebeur het. Refleksie, daarmee ons laaste. Die Here het sy deel gedoen, God het sy deel klaar gedoen. Moenie wag en dink, wanneer gaan God nou in my lewe inkom nie? Wanneer gaan die dinge nou begin verander nie? Doen jy jou deel. En hierdie kan ek ook
nou dat ons maar na die huwelik fokus, in die huwelik is dit net so belangrik. Ek het een keer ook 'n praatjie bygewoon waar die ou ook gesê het, ja, jy weet, hy doen nie wat hy moet doen nie, so hoekom sal ek doen wat ek moet doen? Hou net aan om jou deel te doen. Hou jy net aan om jou deel te doen. Ons is baie maklik om te sê, maar hoekom speel hy nie sy deel nie, nou wil ek ook nie my deel doen nie. Doen aan om jou deel te doen en jou rol te speel. En dit is op die einde van die dag wat van jou verwag word, om daai verantwoordelik, dis volwassenheid, om te sê, moenie blameer nie, moenie vingers wys nie, moenie altyd die fout gaan soek nie, want dis wat 'n kind doen. 'n Volwasse persoon sê, ek het 'n rol om te speel, en ek speel dit, en ek is invested in hierdie community en in hierdie gemeenskap. Kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie dat ons vanmôre net opnuut kan besef dat U die saadjie kom plant in ons binneste. Toe U aan die kruis gesterf het, het U vir ons die geleentheid gegee om nuutgebore te wees, om nuwe mense te wees. Toe die Heilige Gees uitgestort is, het U die saad geplant sodat ons kan opgroei, dat dit wat dood was, kon lewe. Here, nou het ons die lewe ontvang en dit beteken ons moet gaan beweeg daar buite. Ons moet hierdie lewe gaan uitwerk en uitleef, hierdie redding wat ons ontvang het. En Here, baie keer dink ons doen dit op ons eie manier en ons wil in beheer wees, maar dit beteken om regtig in oorgawe ons lewe vir U te gee, om nederig na U toe te kom, om te verdiep in die woord, om dieper in my gemeenskap ingedelf te wees, om sekere areas van my lewe wat moeilik is, deur te druk en aan te gaan, Here, want ons weet dat daar's geen manier wat ons kan terugkyk nie. Ons moet groot word en ons moet opgroei. En ons moet die verantwoordelikheid neem in ons eie lewe. Dankie Here dat U ook vir ons die vermoë en die wil gee om dit te wil doen. Om nie net babas te wil bly wat baba kos eet nie, maar dat ons 'n behoefte het dat ons ook groot mense en volwassenes in Christus wil wees. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, alleen uit genade. Amen.